Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here en ek dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom die woord. Nog 'n week is verby en ons dank die Here vir sy instandhoudende genade, sy bewarende hand oor ons en ons wil u vanmôre groet met die baie besondere gesang 317. Daar's net een versie en ek lees vir u wat daar staan. Halleluja, ewig dank en ere, wysheid, krag, aanbidding, lof word u hier, soos in die hemel, Here, toegebring uit aardse stof. Hou ons in u liefde, troue Vader, Seun van God, verleen ons u genade, u gemeenskap, Gees van God, ja, dit is ons blye lot. So kosbare lied wat die drie-eenigheid van God besing, Vader, Seun en Heilige Gees, en mag u en ek ook hier die Here aanbid, dag na dag, die God van Abraham, Isak en Jakob, en eer en lof aan hom bring. Ag vriende, ons gaan vanmôre aangaan met ons reeks uit die boek Spreuke, 'n baie besondere reeks, 'n baie besondere boek in die Bybel, en ons sien hoe hierdie waarhede van toepassing is op ons, wat leef in die jaar 2025. Nou kom ons val weg, ons kom al by vers 21 uit, 'n paar saakies wat ons vanmôre moet hanteer. Daar staan, om partydig te wees is nie goed nie, want ook vir 'n stuk brood kan 'n man 'n oortreding begaan. Nou een van die vertalings sê dit so mooi, dit is nie reg dat mense partydig is en sondig nie, selfs nie ter wille van 'n stukkie kos nie. Nou vriende, u sal onthou, ek het vir u gesê dat hierdie klompie hoofstukke, hoofstuk 26, 27, 28 en 29, gaan maar oor om goeie leiers te wees, om in 'n leiersposisie God te verheerlik in wat jy doen en wat jy sê en hoe jy optree. En hier gaan dit maar oor om die reg te verdraai vir 'n geringe omkoopgeskenk. Om partydig te wees vir 'n geringe voordeel wat jy kan kry. Of jy nou 'n landsleier is, of jy nou 'n regter is, 'n landdros is, 'n polisieman is, of dan maar net in jou huis, hoof van jou huis is. Die oomblik wanneer ons die reg verdraai ter wille van 'n omkoopgeskenk, sê die Bybel, dan tree ons dwaas op en handel ons lynreg teen dit wat God as reg en geregtigheid daar gestel het. Die Bybel sê vir ons is baie belangrik om eerbaar te wees in elke handeling van my. Die 22ste vers, afgunstige man oorhaas hom om ryk te word, en hy weet nie dat gebrek oor hom sal kom nie. Dit is vir my so belangrik om hierdie waarheid raak te sien. Die woordjie afgunstig, in die nuwe vertaling is die woordjie 'n inhalige mens wil gou ryk word. Hy besef nie dat daar vir hom gebrek wag nie. Hierdie woordjie inhalig is die woordjie stingy en kan selfs vertaal word as a man with an evil eye. Dis iemand wat gulsig is, wat gou ryk wil word, wat ander sal verdruk om vir homself voorspoed te verkry. En die Bybel sê sy val is baie naby. Onthou jy nog vers 20? Daar staan 'n betroubare man is ryk aan seëninge, maar hy wat haastig is om ryk te word sal nie ongestraf bly nie. Dieselfde beginsel word dan ook deurgegee in vers 22. Ons moenie stingy wees nie. Vriende, ons moenie gulsig wees nie. Ons moenie inhalig wees en dat alles om myself draai, myself wil verryk nie. Die Bybel sê vir my, gebrek sal oor my kom. Net die teenoorgestelde van dit wat ek graag wil hê, sal na my kant toe kom. En mag die Here ons wysheid gee om die Here te eer in wat ons het en ook hoe ons optree. Vers 23. Hy wat 'n mens teregwys, sal agterna meer guns vind as hy wat vlei. Dit is vir my so pragtig as ek hierdie waarheid raak sien. Wie iemand teregwys, vriende, kry eerder eer daarna en kry eerder dank daarna as die persoon wat jou vlei. Dit is belangrik dat ons sal sien, teregwysing is nie om links en regs almal te wil reghelp en myself help ek nie reg nie. Dis nie om te sit en te kyk wat ander verkeerd doen en ek wil hulle heeltyd uitwys op hulle verkeerde nie. Nee, hierdie gedagte is eerder soos 'n vriend teenoor 'n vriend. Iemand wat liefde wil betoon aan 'n ander een en hy sien die koers wat hy ingaan of wat hy inslaan en die rigting wat hy in beweeg. En hy sê vir hom, luister my vriend, ek wil jou help in hierdie opsig, dat jy nie jou lewe vernietig nie. En hy gee vir hom hierdie teregwysing oor sy verkeerde optrede en later sal hierdie persoon hom prys en sal hom bedank. In plaas van dat jy 'n persoon heeltyd vlei en jy sien hoe hy in die verderf afstort. Mag die Here ons genade gee om hierdie onderskeid te tref. Wanneer om te vlei en wanneer om 'n persoon tereg te wys. En mag die Here vir ons genade gee dat ons altyd op ons eie lewe sal let, op ons eie hart sal let en God so sal verheerlik. Vers 24 leer vir ons 'n groot waarheid. Daar staan wie sy vader of sy moeder berowe en sê, dit is geen oortreding nie. Hy is 'n bondgenoot van 'n man wat verderflik handel. Nou vriende, ons vind dit vandag al hoe meer dat kinders ouers berowe. Hulle steel van ouers. Ek het onlangs gehoor van kinders wat soveel geld van hulle pa gesteel het en na die pa se dood het die res van die familie affidavits gekry
waar die kinders geteken het en gesê, pa, ons sal hierdie geld leen en ons beloof ons sal dit vir jou teruggee op daai en daai tyd. En die man het arm gesterwe, in sy ellende, in sy armoede het hy gesterwe, want sy kinders het hom beroof en hom besteel, en hulle het nooit eers jammer gesê oor hierdie bose dade, terwyl hulle bely in aanhalingstekens dat hulle kinders van die Here is. Die Bybel sê, die oomblik wanneer jy jou vader en jou moeder beroof, en jy dink dis nie 'n oortreding nie, is jy eintlik 'n dwaas, jy's 'n rower, jy's iemand wat hulle vrede, hulle reputasie en hulle lewe vernietig. En God sal jou vergelde vir dit wat jy aan hulle gedoen het. En daarom is dit belangrik, vriende, dat ons nie van ons ouers sal steel nie. Moenie by jou ouers leen nie. Moenie dat, omdat jou pa al 60 is en 'n pensioen bymekaar gemaak het, nou dink dat jy verontreg word omdat jy nog nie het wat hy het nie. Hy het gewerk daarvoor. Dit is sy geld vir sy ou dag. Moenie hom beroof nie. En mag God genade gee aan ons ouers, dat ons nie so naïef sal wees om te dink dat as my kind X bedrag by my leen, hy het vir my gaan teruggee nie. Ek het al agtergekom, vriende, dat die meeste kinders wat leen, is omdat hulle dit nie kan teruggee nie. Mag die Here ons wysheid gee. Ja, ons kan help waar ons kan. Ons kan die gesindheid van die Here openbaar, maar wees baie versigtig, dat jy nie beroof word deur jou kinders en die hartseer verhale wat ek gehoor het, jou later los in ellende, en hierdie hartseer nie. En kinders, moenie jou ouers beroof nie. Die Bybel sê vir ons, dis voor God nie reg nie. Die laaste vers vir vanmôre is vers 25, die hebsugtige verwek twis, maar hy wat op die Here vertrou, word verkoop. Nou dit staan in die nuwe vertaling so, 'n gierige mens veroorsaak rusie, een wat op die Here vertrou is voorspoedig. Nou vriende, ons dink baie keer aan verhale wat ons al gehoor het, mense in ons eie familiekringe, mense wat ons al gesien het in ons gemeentes, mense wat gierig is, mense wat altyd wil hê, hoe dikwels hulle rusie veroorsaak. En dit is belangrik om te sien dat as ons op die Here vertrou, sal ons voorspoedig wees, want die Here weet wat ons nodig het. Ek onthou 'n geval wat ek gehoor het van 'n man waar daar 'n persoon dood is en daar was nie regtig 'n testament gewees nie, so die goed moes verdeel geword het en hierdie man het eenvoudig vir die familie gesê, luister, as een van julle twis of stry of beklei oor hierdie goed, dan gaan alles geskenk word vir 'n barmhartigheidsorganisasie. En net deur dit het die gesin onmiddellik besef, luister, ons moet mooi saamwerk, ons kan nie gierig en gulsig wees en almal beklei vir wat ons miskien kan kry uit hierdie erfporsie uit nie. Dit is baie belangrik om te sien, dat iemand wat gierig is, veroorsaak rusie, hulle beklei oor goed wat eintlik nie hulle sin is nie, hulle veroorsaak rusie tussen mense. Maar as jy die Here vertrou, as jy die Here liefhet, sal die Here vir jou help sodat jy voorspoedig kan wees. Mag die Here vir ons genade gee, vriende, mag die Here vir ons wysheid gee, mag die Here vir ons insig gee, sodat ons hom kan vertrou in alles. Dat ons oë gefestig kan hou op hom, die leidsman en volleinder van ons geloof. Vriende, 'n paar kort gedagtes vanmôre, mag die Here vir ons wysheid gee om hierdie gedagtes ter harte te neem en hom dan ook so te verheerlik in ons denke, in ons dade, in ons optrede, in ons omgang met mense. Baie seën vir u groete en 'n mooi dag en 'n mooi naweek verder. Tada.